Geliefdes, vandag kyk ons na 'n kragtige oomblik in die skrif. Petrus se visie in Handelinge 10. Dit is 'n gedeelte wat nie net Petrus se begrip van God se sending getransformeer het nie, maar steeds diep in ons lewens praat oor gehoorsaamheid, nederigheid en 'n inklusiewe hart van God. In Handelinge 10 vers 9 tot 16 gaan Petrus na die dak om te bid. Hy word honger en in daardie oomblik van gewone fisiese behoefte kies God om iets buitensgewoon te openbaar. Petrus val in 'n beswyming en sien die hemel oopgaan, met iets soos 'n groot laken wat na die aarde laat sak word. Binne-in was al die viervoetige diere en kruipende diere van die aarde en van al die wilde voëls. Toe kom 'n skokkende bevel. Kom, Petrus, slag en eet. Petrus toegewy aan Jode die eetwet teken onmiddellik beswaar. Nooit nie, Here. Ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is. Hy hoor die stem toe weer 'n tweede keer vir hom sê: wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag. Dit gebeur 3 keer. Wat beklemtoon dat God 'n punt maak wat te belangrik is om te mis. En dan word die laken terug hemel toe geneem. Op die eerste oogopslag lyk dit asof hierdie visie net oor kos gaan. Maar soos die storie ontvou sien ons dit gaan oor baie meer as dit. Wanneer Petrus vir Kornelius en sy huishouding heidene wat God ernstig soek, ontmoet, verstaan uiteindelik die betekenis. In Handelinge 10 vers 28 tot 29 erken Petrus: julle weet dat 'n Jood nie met iemand van 'n ander volk mag omgaan of by hom in die huis mag kom. Maar God het my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Daarom het ek sonder om te stribbel gekom toe julle my laat haal het. Hier word die visie duidelik. God brei Petrus se hart uit om te sien dat die evangelie nie deur kulturele, seremoniële of etniese grense beperk word nie. God se genade is groter as wat Petrus voorgestel het. Groter as wat enigeen van ons dikwels dink. Wat beteken dit dus vir ons vandag? Eerstens daag God dikwels ons aannames uit. Petrus was gehoorsaam, getrou en opreg, maar hy het steeds beperkings in sy begrip van God se plan gehad. Hoe maklik is dit vir ons as gelowiges om dieselfde te doen? Om te besluit wie waardig is, wie in God se koninkryk pas, wie God kan gebruik of red. Maar God onderbreek Petrus se gemaksone om hom te laat nadink, te hervorm en om tot iets groter te roep. God doen dit steeds met ons. Hy roep ons op om ons harte te ondersoek verhouding, vooroordele of hindernisse wat ons keer om ander lief te hê, soos hy dit doen. Tweedens vereis gehoorsaamheid dikwels nederigheid. Petrus moes erken dat hy nie verstaan het wat God doen. Hy moes tradisies, voorkeur en diepgewortelde kategorieë loslaat. Hy moes in 'n nie-Joodse huis instap, iets waarvoor hy sy hele lewe lank groot gemaak is om te vermy. Maar wanneer God praat met die disippels, dieselfde geld vir ons. Soms roep God ons uit ons bekende patrone, uit ons gemakszones, na plekke wat ons nooit vraag het. Die vraag is of ons sal gehoorsaam, wanneer sy stem bots met ons verwagting. Derdens is God se sending radikaal inklusief. Die visie was nie hoofsaaklik oor diere nie. Dit het oor mense gegaan. God het verklaar dat die evangelie vir almal is. Dat sy verlossing nie deur agtergrond, kultuur of geskiedenis beperk word nie. Kornelius en sy huishouding word 'n getuienis dat God na die hele wêreld uitreik. En vandag stuur God steeds sy mense na die wat oor die hoof gesien, vermy of geoordeel het. As God hulle skoon gemaak het, as hy hulle na homself wil aantrek, wie is ons om in die pad te staan? Laastens is Petrus se reaksie kragtig. Daarom het ek sonder om te stribbel gekom. Mag dieselfde van ons gesê. Wanneer God lei, mag ons sonder huiwering volg. Geliefdes, die visie van Petrus roep ons om harte oop te maak, hande oop te maak en deure oop te maak. Dit nooi ons uit om ander te sien, nie soos die wêreld hulle sien, maar soos God hulle sien. Gewaardeerd, geliefd en uitgenooi in sy genade. Mag ons nooit onrein noem wat God rein gemaak het. Amen.